Dan sê julle baie welkom weer eens. Ons is besig om te praat oor die gawes van die Heilige Gees. Dit is lekker om hierdie afgelope tyd met julle te kan gesels en mense te kan intrek by die gesprek van ons. Yes. Nou ons het die afgelope paar weke gepraat oor die gawes uit 1 Korintiërs 12 uit. En die 1 Korintiërs 12 gawes word in 3 kategorieë verdeel. Ons het gepraat oor die eerste 3 gawes wat praat oor die openbaringsgawes. Dan het ons nou gepraat oor die kraggawes en ek kan nie glo ons is in die tweede laaste week van ons gesprekke hieroor nie. En ons praat vandag oor die gawe van profesie, Roan. Yes, ja, profesie is interessant want hy kom voor in die Romeine 12 lysie van gawes en hy kom voor in die 1 Korintiërs 12 lysie en hy is vir my lekker om te verduidelik, want nou verstaan jy wat is die verskil tussen Romeine se gawes en 1 Korintiërs 12 se gawes. So Romeine 12 kom hy ook voor wat sê profesie, maar dis daai ding wat ons praat van is 'n geestelike temperament. Dis die ou wat reg en verkeerd sien in 'n situasie en kan nie stil bly daaroor nie. Daar's die grys area, waarheid is super belangrik vir daai. Waar die 1 Korintiërs 12 gawe is daai in die oomblik het ek 'n woord van profesie vir jou, in jou situasie. Ek voel die Here het vir my iets gegee, en ek wil dit deel met jou. En so vandag gesels ons oor daai profesie wat na my en jou toe kom in daai oomblik, en ons wil dit deel met iemand. Nou ons almal het positiewe ervarings gehad oor hierdie ding, en natuurlik het party mense te veel pizza geëet en gedink hulle was nog roekies en hulle try om oefen en hy kom al skeef uit en so aan, maar is daar 'n profesie, ons praat persoonlik net, wat julle in julle lewe ervaar het, wat al as 'n voorbeeld is van waar dit gewerk het vir jou, hoe dit 'n woord was wat iemand vir jou gegee het en dit het vir jou sin gemaak, jou gehelp? Yes, Ron, ja, ek het 2 profesieë gehad wat oor my gespreek is, een saak. So die eerste ene vinnig was, Anelia se ouma het voor haar dood gesê, ek moet in die bediening ingaan, sy sien my as 'n predikant, en nadat, die tweede keer, nadat Paul my gedoop het, Die eerste keer die eerste keer gedoop. Die tweede profesie. Toe ek gedoop is en uit die bad uitklim, het Paul gesê, ek en jy gaan nog saam in die bediening werk. So ek het bietjie teruggestaan en hier sit ek vandag in die bediening voltyd so, en dit is so mooi wat 1 Korintiërs 14 vers 29 vir ons daar sê, is laat 2 of 3 profete spreek, en laat die ander dit beoordeel. So daar was 2 wat uitgespreek is, een saak, en Ja, dit was nie net 'n enkel ding wat gebeur het nie, so daar was vir jou bevestiging. 2 Korintiërs 13 praat ook af van, hy sê, in die mond van 2 of 3 getuienis sal elke saak vasstaan. Nooit in die Bybel sien jy een ou sê ietsie en dan so sal dit wees nie. Jy weet, daar's 'n bevestiging, so ek hou van die bevestiging daarvan. Ja, en dan self 1 Tessalonisense 5 vers 19 sê, moenie die gees uitblus nie, moenie profesie verag nie, toets alles en behou wat goed is. So ons moet dit nie net verwerp nie, en ons moet dit ook maar net nie blindelings aanvaar wat daar vir jou gesê is, so daar moet 'n toets wees. Ek probeer net te dink, toe ek nou daai woorde oor jou uitgespreek het, wat jy beleef het as is 'n woord van die Here. Weet, vir my op daai stadium, as ek eerlik moet wees, was dit net, daar's 'n koneksie, daar's compatibility, dit voel vir my, dit sal lekker wees om saam met my vriend te werk, en dis my hoop, dis my begeerte. Ek het dit nie per se gesien as 'n, hier, so spreek die Here, en is nou 'n profesie wat ek oor jou lewe uitspreek nie, en so ek hou van miskien daai natuurlike manier. Organies, nee. Ek dink baie van hierdie gawes, ons het nou in ons klein groep baie daar gepraat, werk so, dat daar hoef nie 'n aankondiging te wees van die gees van die Here en die woord van die Here, en vandag is die profeet hier nie. Verstaan ek, baie dink ek van hierdie gawes gebeur so organies deur ons alreeds, dat, en ek dink is mooi, daai voorbeeld van nie geforseer nie, jy weet, in die oomblik, praat die Here deur jou. Ek dink, natuurlik moet elke woord wat na ons toe kom moet getoets word, want ek het al snaakse goeters gehoor, nee. Ek het ook al kerke gehoor, hulle sê daar's reëls oor hierdie ding, nee. Ek weet nou nie of ons sulke reëls het nie, maar jy mag nie profeteer oor hoeveel kinders iemand gaan hê, oor hoeveel geld hy gaan kry en so aan nie. Dit logieslik, want ek dink ons al soveel goed gegorrel rondom dit, maar hoe toets ons dit? Ek dink dis die vraag waarmee ons moet afsluit, want
iemand sê iets oor jou lewe en dit kan 'n enorme effek hê. Dit laat jou stil staan, veral as iemand nou al jy's dalk nog 'n jong Christen en iemand kom met 'n woord van die Here. Ewe skielik gooi dit die appelkar om. Ek het al gesien mense doen roekelose goed as gevolg van 'n enkele profetiese woord wat hulle lewe omkeer. Nou, jy weet, nou die ou sommer alles gaan verkoop of hy het sommer alles gaan so maak of jy weet sy hele lewe, ek weet nie of ek kan sê weggooi nie, maar ek het dit al gesien of sy vrou gelos of sulke snaakse goed gedoen oor iemand wat iets gesê het en ek het daai so vasgehou in daai profetiese woord, daai profeet dat ek dink net ouens, elke ou moet hierdie goed kan toets. Ek dink een van die maniere hoe jy die stemme kan sif, want dit is ons maar stemme, né? Dis menslike stemme wat na jou toe kom. Ek dink een van die maniere is die teks. Die skrif gee vir ons duidelike leiding en ek dink 99, man 100% van God se wil kom deur sy woord na ons toe. En die oomblik wat iemand anders die woord van die Here na jou toe bring of 'n ander woord wat nie ooreenstem met God se woord nie, dink ek hulle wil byvoeg, né? Ek vat ons was in 'n klein groep gewees waar een van die mans gesê het, maar hy het toe nou betrokke geraak met 'n ander vrou. Dit was 'n getroude man gewees en hy het gevoel maar dit is die wil van die Here dat hy sy vrou moet skei en met hierdie ander vrou moet trou. Maar dit is maar julle, dit is hoe die vyand ons ook kom verblind, né? Waar jy amper voel jy's geregverdig want jy's nou in hierdie moeilike huwelik of in 'n moeilike seisoen van 'n verhouding en nou kom gee die Here vir jou iets beter. En daar kan ook 'n leuen wees wat jy in begin glo. So jy bring hom terug na die woord toe. Jy moet hom terugbring na die woord toe. Ek dink die tweede ding is dit moet Christus verheerlik. Weet, Jesus moet sentraal staan. As Jesus nie in die middel staan van daai woord nie. Nou hoor hoe mooi sê Openbaring 19 vers 10 dit. Hy sê die getuienis van Jesus is die gees van profesie. So as jy enigiets anders as Jesus begin verkondig, moet jy weet, jy's eintlik besig met dwaalleer. Jy's eintlik besig met iets wat glad nie sentraal staan tot ons Christendom nie. En jy kan dit verpak en sê soos wat jy wil, maar op die einde van die dag word 'n woord van profesie getoets teen die persoon van Jesus Christus. En ek dink nog 'n manier hoe ek en jy kan beoordeel of kan toets is bou dit God se mense op. Hy sê mos profesie bou my, dit stig my, dit versterk my. Baie keer het mense profesie gebruik as 'n sweep om mense te slaan, om mense, jy weet, af te druk en te sê ek gaan nou jou sonde kom blootstel hier voor 'n groep mense. Dis nie hoe God werk nie. Hy het nie so gewerk met die vrou wat in oorspel betrap is nie. Hy het nie so gewerk met die vrou by die put nie. Hy het nie so gewerk met Saggeus nie. Hy werk nie so nie. Hy het elke keer die woord gebring. Dit het God se woord bevestig, dit het hom verheerlik en dit het mense opgebou. Ja, ek hou daarvan. Ek wil eindig met dit wat jy gesê het, Benna, is dat ons nie die gawe moet afskeep nie, maar aan die ander kant laat ons nie net sommer net gorrel en goeters uit die duim uitsuig nie. Ek dink as ek 'n profetiese woord sou kry vir iemand en ek voel ek het dit so, dan moet ek dit eers toets. Kom ek toets dit eers. Ek toets dit eers aan, jy weet, kan dit gebou word op die woord? Kan ek sê dit lei terug na Christus? So ek dink nou aan jou profetiese woord van jy gaan in die bediening in. Jy weet, jy kan dit toets. Jy kon dit toets terwyl jy dit sê, maar jy kan dit toets ook as jy dit ontvang. Ek dink dit moet getoets word en bevestiging kry om jou hele lewe om te gooi op een woord wat na jou toe kom is gevaarlik. So kom ons toets dit en kom ons kyk hoe dit ook die liggaam van Christus kan bou. Kom ons skeep dit nie af nie, maar kom ons aanvaar dit nie net en loop blindelings in 'n saak nie. Ek gaan vir ons bid. Hemelse Vader, help ons om hierdie gawe nie eenkant toe en weg te skuif nie, dat ons daarin sal oop wees vir dit, U Heilige Gees in ons lewens. Ek dink aan hoeveel mense verhale het van hoe dit hulle gebou het, gestig het en 'n verskil gemaak het in hulle toekoms en hulle lewe tot waar hulle vandag is. Here, ek dink ook hoeveel keer dit verkeerd geloop het en kom help ons, Here, om duidelike boundaries op te stel, dat ons dit sal toets, wanneer ons dit spreek, wanneer ons dit ontvang en wanneer ons dit gebruik om die liggaam op te bou, Here, dat ons altyd sal dit terugbring na U woord toe, bevestig dit U woord, verheerlik dit Jesus en kan dit ander in die liggaam opbou. In Jesus naam. Amen. Amen.